Môre julle almal. Dis lekker om julle te sien en dis lekker dat ons hier by die Kersangdiens kan wees en is lekker dat ek vandag meeste van die tyd daar gaan sit. Dankie Joyce, dankie julle Eloise vir julle hulp vandag. Is altyd so lekker om 'n ander stem te hoor. Julle is nou mooi moeg vir my stem. Net so 'n paar afkondigings. Ons dink nog steeds aan Arno en Tessa Nepgen wat besig is om te herstel van COVID en ook aan Sunay en Lou van die Westhuizen. Dis Andre en Hanlie se dogter en skoonseun. Hulle het ook albei COVID gekry en hoe gaan dit nou vandag? Gaan dit almal beter, Andre? Baie beter. Bly om dit te hoor, man. Tannie Alta Greiling van Komga, sy is nou oorgeskuif na 'n hoë versorgingseenheid vir verswaktes. So dink maar aan haar, dit gaan nie baie goed met haar nie. En dan het beide Lee Smit van Komga en Jan Andrews hier van Stadreim verlede week operasies gehad. Dit gaan goed met hulle albei. Albei is by die huis en het net hierdie week vir my gesê, up to his old tricks. So ek weet die heupvervanger hawe Jan het goed gewerk. Dan ek het een verjaarsdag vanmôre, dis Ronel Engelbreg van Komga, baie geluk aan haar. En dan net so vir oulaas herinnering, is die laaste afkondiging van die mense wat verkies is vir kerkraadslede. Volgende Sondagoggend is die bevestiging. Die oorgrootste meerderheid van hulle het daarom al geantwoord, waaroor ek baie dankbaar is. Vir ouderlinge hier in Stadreim, Gerardus Orendaal, Davie Venter, vir Komga, Annelien Willemse en Anina Rousseau is herkies. En dan diakens hier in Stadreim, Shanice Eilenveld, Rudy Bosch, Hannes Viljoen, Rudy van Sail en op Komga, Tion Willemse. So dink maar ook aan hulle almal, asseblief in julle gebede. Vanmiddag 5:00, as jy weer hou, buite die kerk hier, daar by die voordeur van die stoep af, is daar 'n interkerklike dankseggingsdiens wat deur die Fraternal van Kerke gereël word. So dis 5:00 vanmiddag vir die van julle wat hier naby is. En dan is Komga se Kersangdiens volgende Sondag 10:45 die oggend. So dit is my afkondiginge. Weereens baie welkom. Dit is vir my lekker om julle te groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Die een wie se naam Immanuel is, God met ons. Die een wat gestuur is deur die Vader. Die een wat met ons, in ons, saam met ons leef, ook vandag. Mag hy werklik, ook vandag, waar en werklik en by jou wees in hierdie môre. Kom ons staan sommer dadelik op en ons sing ons eerste lied. En julle kan maar opstaan vir die liedere. Daar's 'n redelike gapings tussen die liedere. En hierdie is een van daai baie ou bekendes. Kom alle getroues. Thank you.
Dankie, kom maar sit. Vandag is 'n besonderse Kersangdiens, want dit is ook vandag die dag waarop landwyd die nuwe 2020 Bybelvertaling bekendgestel word. So al die skrifgedeeltes wat julle na gaan luister vandag, kom uit die 2020 direkte vertaling. En as jy nou so 'n bietjie wil loer hoe dit lyk, daar in die voorportaal is 4 Bybels oop, almal by Lukas hoofstuk 2. Die ou Hollandse Statenvertaling, wat geskenk is nog aan hierdie gemeente in 1893, en wat Andries hulle weer gehelp het, dat ons hom kan terugkry. Dan is daar 'n 53 vertaling, as 'n 83 vertaling, en as 'n 2020 vertaling. So as julle wil sien hoe die verskille is julle welkom om daar te gaan kyk. Die vraag is, hoekom eer ons God? Hoekom vier ons die geboorte van Jesus van Nasaret? Hoekom nie eerder die geboorte van iemand soos Mohammed of 'n Boeddha nie? Jesaja het al baie jare voor Jesus met hierdie vraag geworstel oor of dit die moeite werd is om die God van Abraham, Isak en Jakob te volg. En ons lees sy antwoord in Jesaja 64 vers 1 tot 4. As u maar die hemel wou oopskeur en afdaal, die berge sal bewe van u teenwoordigheid. Soos vuur struikgewas laat opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë u teenwoordigheid, wanneer u naam bekend maak aan u teestanders. Toe u ontzagwekkende dade gedoen het, wat ons nie verwag het nie, het u afgedaal. Vanweë u teenwoordigheid het die berge gebewe. Van die vroegste tye af het niemand dit gehoor nie, daarvan verneem nie, het geen oog 'n God gesien nie, buiten u, wat optree vir die wat op hom wag. God hoor ons, hy tree op vir die wat op hom wag. Paulus vra in Romeine 10, hoe kan 'n mens God aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in God glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Of dan,
sonder iemand wat die woord verstaanbaar na jou toe bring. Deur die verloop van baie jare het God sy woord deur die vertalingswerk van die Bybelgenootskap wêreldwyd reeds in honderde tale verstaanbaar vir mense gebring. Daarom kan miljoene gelowiges in Christus vandag saam met ons hulle geloof bely, vreugde beleef en sê, aan God se liefde is daar geen einde nie. Luister nou hoe God sy woord in ons dierbare hartstaal vir ons gebring het. Op 7 September 1872 het Arnoldus Pannevis in die Kaapse blad De Zuid-Afrikaan 'n brief geskryf waarin hy pleit vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans. Want die Engelse en Nederlandse Bybels is vir duisende Hollandsprekendes aan die Kaap 'n geslote boek. Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners, GRA, gebore. Maar hulle het gevoel dat die tyd nog nie ryp is vir 'n Afrikaanse Bybelvertaling nie, want die volk moet eers leer dat hy 'n eie taal het wat hulle moet respekteer. In 1878 besluit die jaarvergadering van die Genootskap van Regte Afrikaners dat die tyd in beginsel ryp is vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans. S.J. de Tooy se vertaling van 1922 vind egter nie inslag nie. Iemand het dit beskryf as stompsterk Nederlands,
Psalm 23 vers 1 en 2 klink nou so: Die Here is my herder, my sal niks ontbreek nie. Hy laat my neerlê in grasryke weivelde. Hy lei my saggies aan seer stille waters. Die formele vertaling van die Afrikaanse Bybel het eers in 1919 momentum gekry, toe Afrikaans vir die eerste keer amptelik as kansvertaal erken is. Dit het die status van Afrikaans aansienlik verhoog. 30 vertalers, hersieners en taaladviseurs het 16 jaar gewerk om die eerste volledige Afrikaanse Bybel van 1933 gereed te kry vir publikasie. Die gevoel onder Afrikaanssprekers in die verhewenheid van die Bybel blyk uit 'n besluit van die Raad van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in 1927, waar die Raad versoek dat die vertalers die voornaamde jy en jou met die grootste omsigtigheid moet gebruik. Hulle moet rekening hou met die deftigheid van die Bybel. Een van die vertaalspan het sy opgewondenheid oor die Afrikaanse vertaling soos volg beskryf: Dit was ons eie taal in sy sagtheid en buigsaamheid, maar ook in sy krag en verhewenheid. En dit, so het ons gevoel, is die taal van die Bybelboek wat ons nou ontvang het. Lof en dank het deur ons wese gebruis. Die eerste volledige Afrikaanse vertaling van die Bybel is op 27 Augustus 1933 landwyd in gebruik geneem. Met 'n fyn aanvoeling het Toosius die Psalm getoonset en daar kon 'n goeie Afrikaans gesing word. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Maar daar was nog enkele besware teen die Afrikaanse vertaling, want as Nederlands goed genoeg was vir Jesus, is dit goed genoeg vir ons. Die Afrikaanse Bybel van 1933 het baie gehelp om Afrikaans as spreek- en skryftaal te laat groei. Hierdie vertaling word in 1953 hersien, maar grootliks behou. Eers in 1983, 50 jaar later, kom die nuwe Afrikaanse vertaling NAV as 'n dinamiese vertaling met 'n totaal nuwe aanpak en vertaling. En nou is dit 2020, 37 jaar later. Nou klink die eerste 2 verse van Psalm 23 so: Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my.
Jesaja, Psalm 23, die hele Bybel, herinner ons daaraan dat God die een is wat uitreik na ons, dat God die een is wat ons nader trek en homself aan ons skenk. Soos Matteus dit so mooi stel in die aankondiging dat Jesus gebore sou word, in Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word en aan 'n seun geboorte gee, en hulle sal hom Immanuel noem, wat, as dit vertaal word, beteken, God is met ons. Geen wonder nie, dat Elisabeth uitroep van vreugde, toe sy met die swanger Maria in aanraking kom nie. In Lukas 1 vers 39 tot 42 lees ons die volgende. In daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na 'n dorp in Juda. Sy het Sagaria se huis binne gegaan en Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar van vreugde gespring. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep: Geseend is jy onder die vroue, geseend is die kind aan wie jy geboorte sal gee. God met ons. Dit is iets om oor te juig. Geseend is ons onder die volkere. Kom ons antwoord op hierdie geskenk met die sing van 'n geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die skenker Heer, die sterke God, almagtige beskenker van die mens se lewenspad, hart en siel wil ek U dien, sodat mense U kan sien. Ek wil voor U troon kom buig, in woord en daad sal ek getuig, ja, waarlik U is die God wat my beheer. Ek glo in Hom, Immanuel, bevrijder van die sondeslaaf, geneeser van die mens se diepste siel. Die graf is leeg en Jesus leef. Die lam van God het my bevry. Ek wil voor die kruis gaan buig, in woord en daad sal ek getuig, ja, waarlik U is die een wat redding bring. Ek glo in God, die Heilige Gees, ons voorspraak voor die troon van God, die gewer van volhardend geloof. Ek wil in U gades deel, U liefde met die wêreld deel. Laat my altyd bid en werk, daarom is ek in U kerk. O Heilige Gees, trooster kom en leef in my. O Heilige Gees, trooster kom en
Ons is geseënd. Geseënd om te mag sing. Geseënd om God se woord in ons eie taal te hoor. Geseënd om Jesus van Nasaret te aanbid. Die een wat nie van ons verwag om onsself aanvaarbaar te maak nie, soos 'n Mohammed of 'n Boeddha nie, maar wat ons eerste lief gehad het. In 1 Johannes 4 vers 16 tot 19 staan die volgende: God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons soos Jesus in hierdie wêreld is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hierdie volmaakte liefde het na ons toe gekom. Hierdie volmaakte liefde het onder ons kom woon. Hierdie volmaakte liefde roep ons nou om nog steeds vanuit die bron van liefde te leef. Johannes 1 vers 14. En die woord het mens geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die enigste Seun van die Vader, vol genade en waarheid.
Ek wil net eers weer dankie sê vir my 2 voorlesers. Baie lekker om daar te kon luister na julle. Baie dankie. Hierdie pragtige versiering hier agter my, hierdie groot borde, Tanya Besuidnout, Dominee Nico van Oos-London Moedergemeente se vrou, sy het dit geskilder, en Ilse en Anna het hierso gewerk om die dinge Vrydagmiddag reg te kry, en al die versierings wat julle oralster in die kerk sien, dis hulle hande werk. Baie dankie vir julle 2 ook, waardeer dit. En Dawie besonder, dankie vir my en vir jou, wat hierdie swaar ding moes optel. Maar, ontvang die seën van die Here, en daarna sal daar nog 'n laaste lied speel, wat ons tipe van 'n uitsendingslied is vir vandag. Mag die God van hoop deur geloof jou vervul met alle vreugde en vrede, sodat jou hoop sterker kan word deur die krag van sy Gees. Amen. Welkom en dankie vir die mense wat ons ook op Facebook gevolg het. Weet jy, Christo, jy sit mooi, jy kan sien hoe lank die lysie is daarso, maar baie hartlik dankie vir almal, en mag dit 'n geseënde dag verder vir julle wees. En ek moet altyd alles neerskryf of ek vergeet iets. Kobus, dankie vir jou bakkie en vir dat jy saamgegaan het om hierdie groot goed te gaan haal. Waardeer dit werklik. En ons het nou vandag 2 liedere van Nico gesing, van Dominee Nico,
en ons sy vrou het hierdie goed gemaak, maar dink maar aan hom in julle gebede asseblief. Hy is nie baie gesond op hierdie oomblik, op hierdie stadium nie. Hy is afgeboek deur die dokter tot in Januarie. So dink maar aan hom ook. Nou, 'n baie geseënde en 'n goeie dag vir julle verder. Dankie. Soos gewoonlik is die kollektebondjies daar by die deur.